Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gun my die geleentheid om dankie te sê. Dankie vir elkeen van u wat ons Markdag geondersteun het. Ons waardeer dit opreg. Dankie ook vir elkeen wat 'n EFT-inbetaling in die kerk se rekening maak. Onthou asseblief net om in u verwysing te sê dat dit vir die koskas of vir die jeug of vir sorg is, sodat ons weet waarvoor om die geld te allokeer. En dan wil ons julle herinner aan ons volgende fondsinsameling. Ja, dis sommer eersdags op hande. Ons gaan die 10de Mei, saam met Moedersdag, gaan ons 'n pannekoek Sondag hou. So indien u nie weggaan vir Moedersdag nie, vra ons dat u asseblief die geleentheid by die kerk sal kom ondersteun. Kom eet na afloop van die erediens lekker pannekoek saam met ons, en as jy kan help bak of selfs 'n vulsel kan skenk wat sout of soet is, asseblief kontak vir Sonja in verband hiermee. So dit is ons fondsinsameling vir 10 Mei, pannekoek Sondag. Dit is dan nou al wat ek op hierdie stadium vir my afkondigings het. Ek gaan vra dat ons net 'n oomblik sal rustig raak in God se teenwoordigheid en dat ons sal saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. Dankie dat ons uit die besige dol week 'n oomblik kan afknyp om rustiger te raak in U teenwoordigheid. Dankie vir hierdie platform, dankie vir hierdie video en dankie dat ons kan fokus op 'n teksgedeelte van die nabase tydperk en dat ons vir onsself kan vra, wat beteken hierdie teks vir ons? En daarom wil ons nou kom vra, breek die woord vir ons oop. Maak ons harte reg en ontvanklik vir hierdie woord. Werk met ons verstand, sodat ons dit sal verstaan wat ons voorheen nie verstaan het nie. Breek die teks vir ons oop en wys vir ons waar ons as individue aan onsself moet werk en wat ons moet doen en hoe ons dit moet implementeer in ons eie lewens. En daarom kom vra ons nou, spreek Here, ons as die kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ons is in die nabase tydperk en in hierdie tydperk staan ons stil by Jesus se opstanding uit die doodheid en die feit dat hy lewe. En een van die teksgedeeltes wat ook vir ons voorgeskryf is 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 9 en ek het dit goed gedink dat ons vandag dit ook sal saam lees. So indien jy jou Bybel by jou het, is jy meer as welkom om te volg. Ons lees uit 1 Petrus 1 uit vanaf vers 3. Daar staan: Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelkelike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle vir 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Nou ons lees net hierdie enkele verse saam. Geliefdes, deesdae as ek met mense gesels, dan hoor ek dat mense baie kla en hulle sê hulle voel onseker oor die tyd waarin ons leef. Veral die mense met jong kinders is nogal bekommerd en het min hoop oor die toekoms wat vir hulle kinders voorlê. Maar dit is nie net die gesinne wat bekommerd is nie, selfs ons ouer mense
voel onseker en bekommerd, want hulle sê die brandstofpryse skiet die hoogte in, lewensonkoste raak al hoe duurder en baie van hulle is afhanklik net van hulle SASSA pensioen en dit word nie regtig meer nie en daarom weet hulle nie waar dit gaan opeindig nie en is hulle ernstig bekommerd oor die pad wat vir hulle voorlê. En daarom weet baie van ons nie wat môre of selfs oormôre vir ons inhou nie. En as jy met mense praat, dan hoor jy dat hulle bang, negatief en swaarmoedig oor die toekoms is. Petrus skryf hierdie brief vir 'n groep Christene wat presies dieselfde voel. Hierdie gelowiges het in Klein-Asië in die huidige Turkye gewoon. Hierdie gelowiges was ook bang en onseker oor hulle toekoms en wat die toekoms vir hulle inhou. Hulle het verspreid gebly en ver van mekaar af in verskillende provinsies gewoon. Hulle word ook in hierdie gedeelte as vreemdelinge aangespreek. Ons lees daarvan in vers 2, wat vir ons iets sê omtrent hulle situasie in Klein-Asië. Hierdie gelowiges is vervolg en het teenstand gekry omdat hulle Christene was. Hulle het nie geweet hoe om hulle huidige situasie te hanteer nie. En daarom kom skryf Petrus vir hierdie gelowiges hierdie brief, eerstens om vir hulle troos te gee, maar ook om hulle moed in te praat. Kom ons kyk wat sê Petrus vir hulle in vers 3. Hy sê daar, God het in sy groot ontferming vir ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Petrus kies om hierdie gelowiges te bemoedig deur hulle fokus weg te lei van hulle huidige omstandighede en situasie en hulle te herinner aan wie hulle in werklikheid voor God is. Hy sê vir hulle, julle is mense aan wie God 'n geskenk gegee het en hierdie geskenk is die nuwe lewe. Kom ons dink vir 'n oomblik hieroor na. Ons kan soos hierdie gelowiges of vaskyk teen ons huidige situasie, ons kan moedeloos word en in sak en as sit, of ons kan hoor waaraan Petrus hulle herinner. Hy sê vir hulle, julle is gelowiges, julle is bevoorregte mense, julle is begenadigde mense. God het aan julle 'n geskenk gegee deur die opstanding van Jesus Christus. En geliefdes, ons vier nou al vir die afgelope paar Sondae hierdie opstanding en word telke male aan hierdie geskenk herinner. God het aan ons die nuwe lewe gegee deur Christus Jesus. Nou geliefdes, wat doen 'n mens as jy 'n geskenk ontvang? Dink 'n bietjie daaroor na. As ek en jy 'n geskenk van iemand afkry, ons vat nie die geskenk en ons sit dit net daar neer nie. Nee, natuurlik nie. Ons stel ondersoek in. Ek en jy maak dit oop. Ons bekyk dit van alle kante af. Ons ontdek dit. As dit iets is wat aan mekaar gesit moet word of gebou moet word, dan bou ons dit. As ons nie weet wat om met dit te doen nie, dan vat ons die pamflet, ons maak dit oop en ons lees dit en ons kyk wat ons daarmee moet doen. En wanneer ons dit dan aan mekaar gesit het of oopgemaak het, dan toets ons dit om te kyk hoe dit werk. En dit is amper presies dieselfde met die geskenk wat die Here vir ons gee, hierdie nuwe lewe wat God vir ons gee. So kom ons dink so 'n bietjie saam oor hierdie geskenk wat God vir ons gegee het en wat dit alles behels. Wat beteken dit vir my en jou dat ek en jy die nuwe lewe ontvang het? Eerstens sê dit vir ons dat ons verlos is van die sondes. Meer nog, dit kom sê vir ons dat ons God se kind is en dat ons hom van nou af ons Vader kan noem. Ongeag van ons omstandighede, hoe ons lewe lyk, waardeur ons gaan en hoe goed of hoe swak ons geloof is volgens ons eie interpretasie. Hy is ons Vader en ons kan net soos wat ons is na hom toe gaan. En dan het ons ook die belofte dat al die beloftes wat in die woord opgeteken staan, ook op ons van toepassing is. Ek en jy kan op daardie belofte staan en ons kan dit vir onsself gaan toeëien. Maar meer as dit, ons kry ook die versekering dat ons
ten alle tye op God se sorg, sy beskerming, sy troos en sy nabyheid kan staatmaak. Maar wat meer as dit is, dit maak ons ook deel van die Vader se uitgebreide gesin, van die groter familie, die geloofsgemeenskap. Ons is deel van die Vader se familie, wat beteken dat ons vir mekaar moet omgee, dat ons mekaar moet ondersteun en dat ons daar moet wees vir mekaar. Geliefdes, en hoe kry ek en jy dit reg? Deur vir mekaar te bid, deur na mekaar te luister, deur by mekaar uit te kom, om vir mekaar WhatsApp boodskappe te stuur of te bel en net belang te stel in die een wat langs jou sit of die een wat saam met jou in die gemeente is, se lewe. Dis om daar te wees vir mekaar, om 'n ondersteuningsnetwerk te hê. En dit is hoekom ons deel is van 'n geloofsgemeenskap. Geliefdes, ons lewe nie elkeen op ons eie eiland nie. Ons is deel van 'n gemeenskap vir 'n rede, sodat ons mekaar kan ondersteun, bemoedig en versterk, sodat ons hierdie nuwe lewe wat ons as geskenk gekry het, met mekaar kan deel. Maar geliefdes, dit is vir my belangrik dat ons ook vandag vir onsself sal afvra of ons hierdie nuwe lewe wat ons ontvang het uit God se hand uit, wat getuig van Jesus Christus se opstanding, of ons dit werklik waar uitleef, of ons werklik waar dit deel gemaak het van ons lewe. Of gebeur dieselfde met ons wat met kinders gebeur wanneer hulle 'n geskenk ontvang. Wanneer kinders 'n verjaarsdaggeskenk of selfs 'n Kersfeesgeskenk ontvang, dan sal hulle aan die begin baie gereeld met dit speel, omtrent die heeltyd met dit speel, omdat hulle opgewonde is oor hierdie nuwe geskenk en omdat hulle entoesiasties daaroor is. Maar na 'n paar dae dan sal ons sien dat dit daar aanderkant in die hoek lê of iewers op 'n rak of selfs in 'n kas ingeprop is, of selfs buite op die grasperk lê en in die wind en weer verwaarloos. So hulle speel net vir 'n kort rukkie daarmee en dan gee hulle glad nie meer daaraan aandag nie. Die vraag wat ek en jy vandag vir onsself moet vra is, lê die nuwe lewe wat God vir ons gegee het, nie ook dikwels eers in ons lewe in onbruik nie? Dis 'n vraag waaroor ons moet nadink en wat ons vir onsself moet beantwoord. Die volgende aspek waarop ek wil fokus is, onthou u toe ons kinders was, het ons goed soos Lucky Packets gekry. Dit was altyd vir ons lekker as ons 'n Lucky Packet gekry het, veral as dit 'n groterige een was, want dit het beteken dat daar meer as een geskenk in hierdie Lucky Packet is. Jy kon jou hand insteek en 'n geskenkie of 'n item of ietsie daar uithaal en dit ondersoek, en as jy klaar was, kon jy jou hand weer 'n keer insteek en nog iets uithaal. Selfs al was dit net lekker goed, was daar meer as een stel lekkers daar binne. En dit het ons opgewonde gemaak en ons was gelukkig daaroor gewees. En dit geld ook vir die geskenk wat God vir ons gee. Ek en jy kry meer as net die nuwe lewe. Ons kry ook iets ekstra. Daar staan verder in hierdie gedeelte wat ons gelees het, ons het 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Die geskenk wat ons van God af ontvang het, sluit ook die ewige lewe in. As Petrus die ewige lewe beskryf, is dit asof hy dit nie onder woorde kan bring nie, asof menslike taal nie reg kan laat geskied aan hierdie hemelse heerlikheid nie, asof hy dit alleen maar in negatiewe kan beskryf, wat dit nie is nie. Dit is onverganklik, onbesmetlik, onverwelklik. En dan voeg Petrus nog verder by, dit word in die hemel vir ons bewaar. Geliefdes, die ewige lewe, ons erfenis, is deel van God se geskenk aan ons. En Petrus sê ook verder, hierdie geskenk kan niks oorkom nie. Hierdie geskenk word vir ons in die hemel in bewaring gehou.
Watter bemoedigende woorde en watter versekering en watter vooruitsig gee dit nie vir my en jou nie. Vir Petrus se eerste lesers was dit ook 'n bemoediging gewees en 'n versekering dat niks hulle van die ewige lewe kan ontneem nie. Ook vir my en jou, kom sê dit, niks kan ons die ewige lewe ontneem nie. Mits ek en jy natuurlik 'n kind van God is, mits ons in hom en die opstanding glo. Al gebeur wat ook al, met ons hier op aarde, ons hemelse erfenis is verseker. Calvin het 'n klomp vrae gevra oor 'n klomp dinge en hy het hieroor ook 'n vraag gevra. Hy het gevra, is dit vir ons tot enige nut dat ons heil vir ons in die hemel bewaar word, terwyl ons op 'n stormagtige see van die lewe rondgeslinger word? Het dit vir my en jou enige waarde om te hoor dat ons heil vir ons veilig in die hawe van die hemel bewaar word, terwyl ons telkens hier op aarde skipbreek ly? Wie sê ons gaan volhard? Wie sê ons gaan die geloof behou tot eendag? Miskien voel jy ook vandag soos Calvin en vra jy dieselfde vraag. Jy sê dalk, dit is goed en wel dat my erfenis vir my veilig in bewaring gehou word, maar wat van intussen? Wat van as ek dit nie maak tot daar nie? Wat van al die lewensgevare wat oor my pad kom, goed soos siekte, die bose, die sonde, dit wat negatief is? Vers 5 gee vir ons die antwoord op hierdie vraag. Dit vertel vir ons wat verder in hierdie geskenk van God vir ons opgesluit is. En omdat julle glo, word julle ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is. Dit beteken die Almagtige Vader is in beheer van elkeen van sy kinders se lewens, dat hy elkeen van ons se toekoms, sowel as ons hede, in sy hand het, en dat hy reg en geregtigheid laat geskied. Waar kan 'n mens 'n groter bemoediging as hierdie woorde kry? God hou nie alleen die ewige lewe vir ons as gelowiges in bewaring nie. God beloof ook vir ons as individue veilige bewaring. Een van die skrifverklaarders wys daarop dat hier 'n militêre term gebruik word. 'n Mens sou kon sê, die krag van God, of selfs God self, is ons leiwag deur ons lewens heen. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie, God self bewaar ons. Hy kom hou ons vas. Hy is ons leiwag. Romeine 8 vers 39 bevestig hierdie gedagte as daar staan: geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Geliefdes, is dit nie wonderlik nie, om te weet dat God in beheer is? Al lyk dit nie elke dag vir ons so nie, al voel dit nie vir ons asof God in beheer is nie. Ons kry die versekering dat hy nie net in beheer is nie, maar dat hy ook elkeen van ons bewaar, dat hy my en jou veilig bewaar, dat hy die ewige lewe vir ons bewaar, en dat hy vir ons die nuwe lewe gegee het. En ek en jy moet dit net glo en daarin leef, ongeag van hoe dinge lyk. Geliefdes, en dit bring my by die volgende vraag, en die volgende vraag wat ek vir jou wil vra is, dink 'n bietjie na oor jou reaksie wanneer jy 'n geskenk ontvang. Veral wanneer dit nie jou verjaarsdag of Kersfees is nie, en jy kry sommer net 'n geskenk van iemand af. Hoe reageer jy? Hoe lyk jy? Hoe voel jy?
Hoopelik glimlag jy van oor tot oor, want jy is gelukkig om iets te ontvang. Jy voel geliefd, jy voel spesiaal, jy is dankbaar daaroor, jy is bly daaroor, want iemand het spesiaal aan jou gedink. En dit is presies dieselfde met die geskenk wat God vir my en jou gee. Dit moet ons bly maak. Ons moet dankbaar daaroor wees. Eintlik was dit nie nodig vir Petrus om dit te sê nie, maar tog sê hy dit. En die rede hoekom hy dit sê is juis omdat hy ons menslike hart ken en weet hoe ons van nature ondankbaar is. En daarom kom herinner hy ons in hierdie gedeelte dat ons moet bly wees, dat ons moet dankbaar wees, nie net oor die nuwe lewe nie, maar ook oor die ewige lewe en die feit dat God dit in bewaring hou, maar meer as dit, dat hy ons ook bewaar, sodat ons dit eendag vir onsself kan toeëien. En daarom kom hy in hierdie gedeelte en hy kom herhaal dit 3 keer. Hy kom sê in vers 3, aan God kom al die eer toe. En dan sê hy in vers 6, verheug julle hieroor. En dan in vers 9 sê hy, en dit vervul julle met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Geliefdes, mag elkeen van ons so 'n reaksie hê op hierdie geskenk wat God vir ons gee. Mag dit wees dat ons elke dag sal getuig van dankbaarheid, dat ons bly mense sal wees en dat ons onuitspreeklike vreugde sal uitstraal. Dat mense sal sien dat ons 'n lewe van dankbaarheid en vreugde leef as gevolg van hierdie geskenke uit God se hand uit. Die nuwe lewe, die ewige lewe en die belofte van bewaring. Geliefdes, ons weet hiervan en nou is dit ons werk om te gaan getuig daaroor, om dit te gaan deel met die mense wat onseker is, wat bang is, wat nie dankbaar is nie, wat nie vreugde beleef nie. Kom ons gaan deel hierdie boodskap van hoop, hierdie boodskap van redding met elkeen van hulle. Ek wil vandag afsluit met 'n lied wat ek opgespoor het, wat vir my hierdie boodskap so mooi saamvat. Die lied se naam is 'n geskenk van bo. Ek weet ongelukkig nie wie die skrywer daarvan is nie, maar ek lees dit graag vir ons. Elke dag van jou kosbare lewe is 'n geskenk van jou hemelse Vader. Elke oggend as die lig deurbreek, nuwe genade wat hy jou skenk. Sy trou is vars soos môre dou. Sy liefde bly vir altyd nou. Maak jou hart oop voor sy troon. Bring jou dank in sagte toon. Elke dag van jou kosbare lewe is 'n geskenk van jou hemelse Vader. Maak dit oop met 'n gebed vol dankbaarheid. Gee hom eer in elke tyd. Elke asem, elke tree dra sy liefde saam met jou. Meer, leef vandag in sy lig en vrede, want sy hand hou jou altyd vas. In die storms en in die son is hy jou rots, jou veilige bron. Sy genade dra jou deur, maak jou siel weer heel en nuut. Dankie Vader vir nog 'n dag, vir hoop wat elke vrees besag. Leer my leef tot u eer meer en meer, o Heer. Elke dag van jou kosbare lewe is 'n geskenk uit jou hemelse hand. Maak dit oop met 'n hart vol lof. Staan vas in sy verbond, 'n gebed vol dankbaarheid, 'n lewe vol lig. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag gehoor het, dat ons nie teen ons omstandighede moet vaskyk nie, want dit is wat ons onseker en bang en vreesbevange maak vir die toekoms.
Ons kyk teen die realiteite vas. In plaas van om soos die psalmskrywer sê, ons oë op te lig na die berge en na U toe te kyk vir hulp en raad. Dankie dat ons vandag gehoor het, dat ons die grootste geskenk ooit uit U hand ontvang het, die nuwe lewe. Maar meer as dit, ook die ewige lewe en die belofte dat niks of niemand dit van ons kan wegneem nie, en dat U ons sal bewaar totdat ons dit kan ons eie maak. Vader, en daarom kry ons ook die belofte van U beskerming, U sorg en U teenwoordigheid, die feit dat U in beheer is van ons lewe. Help ons ook om dit reg te kry wat Petrus wou bereik het, om ons oë te skuif van ons omstandighede en dit te skuif na U en die geskenk uit U hand uit. Help ons om hierdie geskenk met albei hande aan te gryp, om dit oop te maak en om dit te leef en dit te deel, nie net vir onsself te hou nie, maar te deel met die wêreld daar buite wat dit so brood nodig het. Ag Vader, ons kom bid en ons vra, help ons, gee vir ons geleenthede, skep dit vir ons, waar ons hierdie wonderlike boodskap met mense kan deel, en rus ons toe om dit ook reg te kry. Dankie dat ons ook kan vertrou dat U ons sal help. Ons stel onsself nou beskikbaar in U diens. Ons kom bid vir elkeen wat siek is, ons kom bid vir elkeen wat deur moeilike tye gaan, ons kom bid vir elkeen wat onseker is, en ons vra dat hulle oë sal oopgaan vir hierdie waarheid. Gebruik hierdie boodskap, gebruik hierdie video om die waarheid te versprei aan mense wat dit moet hoor. Dankie dat ons dit mag bid, en dankie dat ons dit mag vra, in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God ons deur sy krag staande hou. Mag hy ons in sy almag beskud. Mag God ons deur sy wysheid onderrig en mag hy ons met sy hande toevou. Mag God ons met sy skild beskerm en mag sy leerskare ons bewaar teen die valstrikke van die bose en die versoekings van die wêreld. En mag Christus en sy reddende genade met ons wees vandag, in hierdie jaar wat voorlê en tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.